Hoor die woord van die Here, op 'n Psalm van Dawid. Alef, tot U, o Here, hef ek my siel op. Bet, my God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Gimel, ja, almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat trouweloos handel sonder oorsaak. Dalet, Here, maak my U weë bekend. Leer my U paaie. Hy, leer my U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Saien, dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Get, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortreding nie. Dink aan my na U goedertierenheid, om U goedheid ontwil, o Here. Tet, die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Jod, hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Kaf, al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Lamet, om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot. Mem, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Noen, hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit. Samek, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Ayen, my oë is altyd hier op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Py, wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Sade, die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. Resh, aanskou my ellende en my moeite en vergeef al my sondes. Resh, aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n geweldige haat. Shin, bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie, want by U skuil ek. Taal, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Ons teks, Psalm 25 vers 8. Tet, die Here is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Die tema van ons boodskap, God gee sy woord om ons die regte pad te leer, wandel in die weg van die Here in dankbaarheid. God gee sy woord om ons die regte pad te leer, wandel in die weg van die Here in dankbaarheid. Ek het vir u gesê dat die psalms leer ons van Christus, dit leer ons van Dawid, die koning van Israel, en dan van die groter koning, die groter Dawid, Christus. En daar sekere van die psalms wat ons gesien het op Dawid van toepassing is. Daar sommige van die psalms wat dan grotendeels op Christus van toepassing is. En ons het na hulle gekyk, ons is vir diegene wat nie bekend is met wat in ons gemeente gebeur nie. Ons het so 10 psalms wat ons op 'n slag neem en dan kyk ons daarna en ons sien binne in die psalms in die besonder die profetiese aspek van die psalms om Christus vir ons uit te wys. Maar as ons na Psalm 25 kyk, dan sien ons dat hier grotendeels, nie soos met Psalm 24 oor Christus handel nie, maar grotendeels oor Dawid en sy sonde. En dit lei ons as kinders van die Here om ons sonde
raak te sien en wat ons daarmee moet doen. Maar dit is nie geheel en al ontvreemd van Christus nie. Want wie is die verlosser wat Dawid van sy sonde verlos? Dit is Christus, dit is die Here. En so ons sien nie primêr Christus soos wat dit duidelik vir ons gestel word in Psalm 22, Psalm 23, Psalm 24 nie. Maar op die voorgrond is ons sonde en God handel daarmee. En ons weet dit kan nie met Christus, verwysing na Christus wees nie, want Christus het geen sonde gedoen nie. Christus het geen sonde geken nie. Hierdie psalm is 'n akrostiese psalm, dis nou 'n groot woord, maar wat dit eintlik beteken, is dat elke sinnetjie in die oorspronklike in die Hebreëus begin met die Hebreëse A, eerste sinnetjie, tweede sinnetjie met 'n B, derde sinnetjie met 'n G, want Get is die derde letter van die Hebreëse alfabet. So ons het die alfabet, maar in die Hebreëus alefbet, en daarin is daar hierdie woorde. En dis onmoontlik om dit te vertaal. So dis iets wat in die vertaling verlore gaan. Maar dit sou iets wees soos, en 'n mens kan dit nie so ten volle neem nie. Ek gee net 'n voorbeeld, maar dit is beslis nie hoe ek sou voorstel die Bybel vertaal word nie, want dit sal weer eens soos ek sê onmoontlik wees. Maar hulle het A, B, G, D. So dit sal nou wees dat die eerste sinnetjie iets sou wees soos: altyd sal ek op die Here vertrou. B, beskaamd sal almal wees wat nie op U vertrou nie. G, gelowiges wat U verwag sal nie beskaamd staan nie. D, deur die Here word sy weë aan my bekend gemaak. Dis omtrent die gedagte wat in die Hebreëus na vore kom, die A, B, G, D ensovoorts, wat in die Hebreëse alfabet is. Ons het elkeen van hierdie letters van die Hebreëse alfabet het ek pertinent hier genoem. Waf is afwesig hieruit, res kom 2 keer voor, wat baie interessant is. So die skrif is in wese 'n literêre kunsvorm. En ons vind daarin nie net koue teologiese feite nie. Ons vind narratief, verhale wat ons aandag bind. Ons vind poëtiese werke, digryme wat ons dan ook sien hoe daar gesing word en gerym word oor die heerlikheid van God. En so dit wys vir ons dat hy wat die woord is, God wat sy seun gestuur het, en sy seun staan bekend as die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord maak dat ons kan kommunikeer. En so dit is 'n literêre reuse werk wat ons nie net in Psalm 25 kry nie, maar die skrif in sy geheel. Want in die een gedeelte, soos ek sê, narratief, en die ander een poëties, maar ook profeties, ook apostolies. En sodoende vind ons dan al hierdie verskeidenheid, sodat ons as mens nooit kan sê, ons het die Bybel begin lees en dis eentonig en is aanhoudend, net dieselfde reël op reël, en dit bly maar, dit is so vervelig nie. Niks in die woord is vervelig nie. Daar's altyd hierdie wonderlike literêre werke wat God ons gee en ons woorde uitdaag, ons woordeskat uitdaag, ons verstaan uitdaag. 'n Persoon wat baie besigheid doen en wat baie kontrakte moet teken, het eendag na my toe gekom toe sê vir my, weet jy, nou elke keer as jy nou stil staan by die gedeelte en jy sê hierdie woord beteken dit en dat, toe sê hy vir homself, maar miskien moet ek na my kontrakte gaan kyk wat ek sluit in my besigheid en bietjie met meer noukeurigheid daarna kyk. En toe sê hy, van daardie tyd af toe besef hy dat dit uiters belangrik is. Woorde is belangrik. Dit dra betekenis. En hierdie woorde
dra betekenis. Nou waarvoor sou die akrostiese manier van psalmskryf dan voor wees? Ons het gesê dit is hierdie wonderlike literêre werk wat ons hier sien, maar dis ook die ABC van lering oor sekere aspekte. Ons vind in Psalm 9 in Psalm 9 en Psalm 10 kry ons gebroke akrostieke. Dis Psalm 9 het 10 letters en Psalm 9 het 10 letters en Psalm 10 het 7 letters. En dan sal van die ander, soos Psalm 119, waar elke perikoop se sin begin met daardie letter wat bokant staan. Jy kan kyk in die Bybel. En so dis so wonderlik dat al daardie sinnetjies die skrywer van daardie psalm moet kophou om dit wat hy wil sê, en dis saam onder inspirasie van die Heilige Gees. En so daar's baie mense wat sê, julle kan nie so kerk hou en dan begin julle met die wotum en dan gaan julle oor na die groetseën en dan sing julle ensovoorts. Nou het jy al hierdie formaliteite en jy het hierdie liturgiese raamwerk. Nee, ons wil meer los wees, maar dan is daar 'n los raamwerk, maar dit is nog steeds 'n raamwerk, is nog steeds 'n geraamte wat gebruik word. Dit terwyl ons sien dat die hele skrif is binne in raamwerke geskryf. Dis nie net 'n los en vas nie, dit het struktuur. En hierdie psalm het struktuur, en die briewe van die apostels het struktuur. Dit het 'n groetseën, dit het 'n inleiding, dit het inhoud, dit het toepassing, dit het 'n slot, dit het 'n wegstuurseën. Jy kan nie wegkom van die raamwerk nie. En sodoende bied hierdie vir ons 'n raamwerk, en hierdie raamwerk, is dit duidelik, maak dit vir ons makliker om die skrif te kan onthou. So die ABC, dis eintlik van A tot Z, wat ons nodig het om te weet in hierdie opsig, om deur die Here geleer te word, ons sondes te bely, met God te wandel, en sodoende ook die ander psalms vir die onderwerpe wat hulle dan vir ons leer. En so ons kan dit dan in hierdie psalm kan ons gaan kyk, en ons sien dan in die besonder dat sonde op die voorgrond tree, wat die probleem is. Die oplossing wat op die voorgrond gebring word, is die verlossing in Christus. En sodoende het ek gedink aan die Heidelbergse katekismes, so my finale jaar katekisante wat nou vandag begin, hou dit in gedagte. Hoe groot my sonde en my ellende is, dit vind ons in hierdie psalm. Hoe ek daarvan verlos kan word, dit vind ons in hierdie psalm. En hoe ek God dankbaar moet lewe, dit vind ons in hierdie psalm. So ons kan dit op hierdie wyse indeel. Want hierdie psalm handel grootliks oor Dawid en die stryd teen die sonde. En dit trek die Messias as die sentrale persoon van die psalm, alhoewel hy nie sentraal en alhoewel hy nie in die meeste verse genoem word nie, kan ons nie wegbeweeg dat hy die oplossing vir hierdie probleem is nie. En daarom trek dit hom na die middel toe. En dit leer ons om op God te vertrou vir vergifnis van ons sondes. So kom ons kyk na hierdie belangrike psalm, kyk na ons geestelike lewe, ons kyk na die lering wat God ons hierdeur gee, die ABC, die wysheid, die stryd wat ons moet stry, die versoekings wat oor ons pad kom, om sodoende te kom tot die eerbiedigheid en die gehoorsaamheid en dankbaarheid teenoor God, waar dit vandaan kom, en dat hy ons nie verlaat nie, maar sorg dat ons tot aan die einde toe volhard. Soos ons sien in ons tema, God gee sy woord om ons die regte pad te leer, wandel in die weg van die Here in dankbaarheid. So wanneer ons kyk na die eerste 3 verse, tot U, o Here, hef ek my siel op,
My God, op U vertrou ek, laat my nie beskaam staan nie, laat my vyande oor my nie juig nie. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat trouweloos handel sonder oorsaak. Psalm 24 het ons geleer dat ons nie ons siele moet ophef tot nietigheid nie. Maar in Psalm 25 lees ons dat ons weliswaar ons siele moet ophef tot die Here. En ons het gesê, wat beteken dit om jou siel op te hef tot nietigheid? Die Jode het by allerhande nietige dinge gesweer en hulle het allerhande nietige herhaling van woorde gebruik. Hulle het op hulle geslagsregisters staat gemaak eerder as waarvoor die geslagsregisters daar gestel is, en dit is om vir ons te wys dat Christus, die Messias, uit Abraham, Isak, Jakob, Dawid kom, soos wat die profete gesê het. En so hulle het nietige dinge, hulle siel opgehef tot nietige dinge gesweer. Psalm 25, dat ons siel ophef tot die Here. So dit hang af waar die vertroue is. En die vertroue van die Judaiseerders was op nietige dinge. Jesus sê dat hulle het 'n bassein voor hulle uitgeblaas as hulle iets goeds gedoen het, sodat almal die aandag op hulle kon trek. Hulle het vir die skyn lang gebede gebid. Hulle het die some van hulle kleed het hulle lang gemaak. Nietige dinge. En dit terwyl hulle Christus gemis het. Dit terwyl hulle hom nie raak gesien het nie. Dit terwyl hulle, toe hulle uitvind dat hy sê dat hy die Messias is, het hulle dit verwerp. So die ontroues hef hulle siel op tot nietigheid, maar ons moet ons siel ophef tot die Here. So wanneer ons dan met ons hele hart op die Here vertrou, dan hef ons nie ons siele op tot nietigheid nie. Want ons het die versekering dat dit nie tot nutteloosheid sal wees nie, maar dat ons nie beskaam sal wees nie. Noag, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Job, Samuel, Dawid en al die ander heiliges, hulle het die Here vertrou vir insig en om reg te doen. Hulle het by sekere kruispaaie in hulle lewe gekom waar hulle moes keuses maak. En die Here het hulle wysheid gegee, vir hulle insig gegee, hoe om reg op te tree. Wat is die regte weg om te kies en hoe om te wandel in dankbaarheid teenoor die Here. So die Here gebruik, en dit is deel van hierdie les wat ons leer, baie belangrik, en dit sal noodsaaklik wees vir ons om dit neer te skryf. Al skryf jy dit op jou maag en vee dit uit, maar dit is nodig dat jy op een of ander wyse onthou dat God vyande gebruik om sy werk in ons lewens te bewerkstellig. Daarom bid Dawid dat hulle nie oor hom sou triomfeer nie. Hy bid nie dat daar nie vyande sal wees nie, maar hy bid dat die vyande nie oor hom sal oorwin nie. Want struikelblokke het Christus ook vir ons gesê, moet daar wees, maar wie die een deur wie die struikelblokke kom, Matteus 18 vers 7. So kind van God, wees verseker daarvan. As jy dit nou nog nie agtergekom het nie, dan moet jy sekerlik vas aan die slaap wees terwyl jy deur jou geestelike lewe gaan, want elkeen van ons kan getuig van vyande, van diegene wat teen ons en teen ons geloof opstaan. En dis nie maklik nie. En ons verloor soms moed, ons verloor soms perspektief. Maar die Here wil hê ons moet weet dat die uiteinde daarvan sal die goeie wees. En dis baie keer maklik om te sê, as jy in die beginpunt staan, om te sê, daar's uitkoms. Ons praat nie net alleen deur eie ervaring nie, want ervaring kan ons partykeer verkeerd interpreteer, maar een ding is verseker, ons praat deur die ervaring wat God deur sy kinders bewerk het,
waarvan hy die getuie is. Hoe het Abraham se krisisse in sy lewe uitgewerk? Tot heil van Abraham en tot voorbeeld van ons. Hoe het Isak se krisisse uitgewerk? Tot heil van Isak en tot voorbeeld van ons. En so kan ons voortgaan met elkeen wat ons in die woord van die Here, elke kind van God wat ons van kan lees. So vir Moses was dit die hardkoppigheid van Farao en ook die hardkoppigheid van die ongehoorsaames in die wildernis. Vir Dawid was dit Saul. Selfs ons Here Jesus Christus het stryd gehad van die Judaiseerders en selfs soms van sy eie disippels. Ook die apostels het moeilikheid gehad met die Judaiseerders en soms valse profete binne in gemeentes en soms met hulle eie medewerkers. Maar alhoewel daar stryd is, het die Here op die ou end uitkoms gegee. En Paulus leer dit ook in sy brief. Hy leer dit eintlik as ons mooi gaan kyk in al sy briewe, maar 'n voorbeeld wat ek wil voorhou is aan die Filippense skryf hy en hy sê ek wil hê dat julle moet weet broeders wat my wedervaar het eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het. Sodat my boeye openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike leiwag en by al die ander en die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeye vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. En dan sê hy in vers 19, want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Paulus in die tronk, terwille van die evangelie, boeye, omring deur soldate, sê hy, sal op die ou einde tot heil uitwerk. Daar's iets goeds wat God doen. Ons het dit in Josef se lewe gesien, toe ons deur Genesis gegaan het. Al die krisisse wat hom oorgekom het op die ou einde gewerk tot op 'n sekere punt waarin God verheerlik is. En wat van my en jou krisisse? Jy sit dalk met 'n krisis op hierdie stadium wat jy nie weet hoe om 'n oplossing te kry vir daardie krisis nie. Wat moet ek doen? Wat is ek veronderstel om te doen? Hoe moet ek optree? En die sielevyand wil by ons kom invluister sodat ons ongemaklik word, sodat ons bang word, sodat ons op die ou end iets roekeloos doen. En die Here roep ons om nie roekeloos te wees nie, maar hy roep ons om vertroue in hom te hê. Hy sal dit uitwerk ten goeie, maar ons het 'n verantwoordelikheid om intussen op die Here te vertrou en nie maklik ons verstand te verloor binne in ons krisis nie. So daardie oomblikke in jou lewe waar dit vir jou voel vir jou jy wil net hysteries raak, want jy weet nie wat gaan die uiteinde hiervan wees nie, jy weet nie wat die oplossing gaan wees nie. Vertrou op die Here. Ek kan nie vir jou sê wat die uitkoms gaan wees en hoe die paadjie gaan loop nie. Dis wat ons baie keer wil hê. Maar dat dit op die ou end tot die verheerliking van God se naam sal wees, is verseker. En ons sê baie keer vir onsself, reg, ons is nou in hierdie krisis, ons het 'n vorige krisis beleef en in ons ervaring. Die Here leer ons moet bid dat ons nie deur die vyand oorwin word nie, dat die vyand ons nie sal oorrompel nie. Ons kan verseker weet, die Here gebruik die vyand. Selfs die apostel Paulus, wat geworstel het met 'n doring in die vlees, sê dat die Here 'n engel van die Satan gestuur het om hom met die vuis te slaan. Job het die grimmigheid van die duiwel op hom gehad, en die Here het vir Job in stand gehou. So die aanvalle van die bose sal daar wees, en dit manifesteer, soos ek gesê het, deur vyande, partykeer vriende. Die naaste aan Christus, Petrus, het selfs opgestaan
en Christus teëgegaan toe Christus gesê het dat hy moet ly en sterf. En Jesus vir hom moes sê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink die dinge van mense en nie van God nie. En so die sielevyand gebruik elke middel wat hy kan om ons te probeer ondermyn. Maar die lewenslesse vir ons is om te bly vertrou op die Here. En die eerste keer is ons dan veronderstel om te begin leer. En die tweede keer en die derde keer, dan is ons veronderstel om op 'n stadium in ons lewe te kom dat ons vir onsself kan sê, ons het nou al ervaring, die Here het nog in elke situasie ingegryp, soos wat die apostel Paulus ook self gesê het, dat hy deur baie verdrukkinge, deur baie moeilikheid gegaan het, maar die Here het hom uit elkeen daarvan gered. Ons moet dit kan sê. Maar omdat ons swak is ons baie keer die volgende stryd, want ons stap deur die volgende een, ons die oorwinning is behaal, die Here het ons in stand gehou, ons weet nie hoe het ons daar deurgekom nie, dit is net die genade van die Here, en dan kyk ons na die volgende stryd en die eerste oomblikke daarvan, dan sak ons moed in ons skoene en ons sê, hierdie krisis is groter as al die ander, ek gaan sekerlik nie uit hierdie ene uitkom nie. Dis baie keer wat ons by onsself dink, en dan begin die Here maar weer van voor af om ons te leer en te onderrig dat die uitkoms daarvan sal op die ou einde ten goeie meewerk. So as gevolg van ons sondigheid is die weg van die Here nie altyd vir ons duidelik nie. Vers 4, Here, maak my u weë bekend, leer my u paaie. En let op die gebedskarakter van hierdie psalm. Al die psalms het in wese 'n gebedskarakter. Lofprysing is gebed. Maar smeking, hier is 'n baie sterk tema van smeking in elke vers, hoe Dawid besig is om tot die Here te bid. So nou moet ons ook die afleiding kan maak in ons krisisse, waarheen neem ons toevlug? Na die Here. Hoe neem ons toevlug? Deur die gebed. Gebed is die middel waardeur ek en jy tot God nader. En dit voel vir ons soms of dit die minste is. Iets wat, kan ons nie iets anders te doen nie, kan ons nie begin werk na 'n oplossing nie, moet ons harte stil maak en bid. Gebed klink so onproduktief. Maar God het juist gekies wat swak is, om wat sterk is te beskaam. En as gebed swak lyk, dis omdat dit soveel krag bevat. Dis ons vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe, soos wat die Heidelbergse Katekismus vir ons sê. So kind van God in die skool van die Here, vir die kinders het ek verlede week gevra, ek het nou nie by almal van uitgekom nie, maar ek het so 'n steekproef gedoen in die gemeente. Hoe het dit in die week wat verby is gegaan? Nou wil ek daar die steekproef net so in die lug laat hang hier by die gemeentelede. Kinders, julle sien, ek vra die volwassenes ook, hoe was julle jaar tot dusver in die skool van die Here terwyl hy besig is om ons te onderrig? Ons kan dalk sê, die eerste dag van hierdie jaar was ek al reeds hysteries geweest, want ek was bang, die omstandighede waarin ek was. Ek het gedink verlede jaar se einde gaan beteken 'n nuwe jaar, 'n nuwe begin, maar eintlik is al daardie probleme van die vorige jaar maar net so oorgedra, en ek sit naby aan 'n maagseer en ek het bekommernis. Hierdie is 'n guldige geleentheid in die klaskamer van die Here, terwyl hy besig is om ons te onderrig, terwyl die Heilige Gees die ABC vir ons leer, heel eerste om op hom te vertrou. En te vertrou dat die vyand ons nie sal oorwin nie. Sal vertrou dat die Here ons sal staande hou. Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. So kyk mooi na die handleiding wat God ons gee. Vertroue in God vind gestalte in gebed. Jesus het ons ook 'n gelykenis vertel om aan te hou bid en nie moedeloos te word nie. Lukas 18, daardie weduwee wat aangehou het by die onregverdige regter.
En Jesus het hierdie gelykenis vertel sodat ons moet aanhou bid en nie moedeloos word nie. So dit help nie om te sê, ek bid en ek bid en ek bid, maar daar kom nie antwoord nie. Wel, dan is dit nog nie die tyd vir die antwoord nie. Hou aan met bid, hou aan om die Here te vertrou, roep na hom, en ons sien Dawid doen dit. Hy roep na die Here. Hy vra om die Here, dat die Here hom sal help, dat sy vyand hom nie sal oorwin nie, dat die Here hom sal leer en sal onderrig wat die regte weë is. Wat is die regte pad wat ek moet gaan? So die kenteken van volwassenheid in die kind van God se lewe is om te weet dat niks van selfsprekend aanvaar kan word nie. God wil ons leer dat hy vir ons soveel kom doen het en dat die reaksie wat hy van ons verwag is dankbaarheid en 'n groeiende dankbaarheid. Soos ons elke jaar ons geestelike lewe leef, beweeg ons soos wat die kindertjies van die een jaar na die volgende jaar, na die volgende jaar, begin hulle die grade te klim, graad 1, graad 2, graad 3. Moet ons ook besef dat die Here met ons werk en dat die toetse wat hy in die begin vir ons gegee het, nie dieselfde toetse is wat ons nou ervaar nie, maar die toetse raak moeiliker. Die intensiteit is besig om toe te neem. En wanneer dit vir die mammas en pappas voel of dit nou net eenvoudig te veel word, dan slaag boetie of sussie matriek en mamma en pappa het 'n slaag van verligting wat hulle slaag en dan begin college of universiteit of wat ook al, dan begin dit van voor af. En dis soos ons geestelike lewe is, net sodra ons dink ons het nou die piek bereik, ons het nou al alles gesien, ons het alles gehoor, ons het alles verneem, die Here het my deur alles gedra en dan kom die volgende uitdaging en ons sê vir onsself, ek het in my hele lewe nog nooit so 'n uitdaging gehad nie. So ek hoop nie dat u vaskyk binne in u omstandighede en sê, hoorie, hy skilder dit nou vir my so groot, ek is nou op niets opgespanne van wat hy sê. Ons moet leer om na die Here te gaan. En ons moet leer om op die Here te vertrou. En ons moet leer om aan te hou om die Here te vertrou, om ons die regte weg te leer. Want ons bly onvolmaak en ons het geen belofte dat ons in hierdie lewe volmaak sal wees en sal word nie. Daarom is daar altyd iets nuuts om te leer. Daar's altyd nuwe stryd. En binne in hierdie omstandighede gee hy ook tug. Tigtig hy ons baie keer. Wanneer ons rebels raak. Net soos wat kinders partykeer half hysteries raak en bang raak vir hulle omstandighede, so ook ons. En partykeer is die beste medisyne vir ons as kinders van die Here wanneer hy tug oor ons pad bring om ons uit die hysterie uit te lei. En ons dink, hy sit nou die laaste strooi op die rug van die kameel wat die kameel se rug gaan breek. God se liefde vir sy kinders maak dat hy sy kinders, sy egte kinders, sy ware kinders tugtig. Ons moet besef, God se liefde het nie vir sy kinders begin nie, en dit het nie 'n einde nie, dit is van ewigheid tot in ewigheid. Vers 6, dink Here aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want die is van ewigheid af. As jy dink, kan die Here my help in hierdie omstandighede, moet jy in gedagte hou, die Here het jou lief. En hy het sy uitverkorenes, het hy lief met 'n ewige liefde. En daarom kan sy kinders, saam met Psalm 136 sing, dat die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. Want ons dink dit gaan ophou. Ons geduld as mens raak met mekaar op. Ons geduld met ons kinders raak baie keer op.
En soos ons ouer word, soms raak ons geduld al korter, terwyl dit veronderstel is om al langer te word. Maar die Here se geduld en sy goedheid en sy barmhartigheid is tot in ewigheid. Ek dink baie keer aan Adolf Hitler, aan die goddeloosheid wat hy aangevang het, en hoe lank sy lewe was, en daar was aanslae teen sy lewe wat afgeweer is, en dan het hy nog 'n jaar of 2, en dan probeer iemand hom weer doodmaak, en dan misluk hulle, en dan het hy weer nog 'n jaar of 2. As die Here dan die goddelose so bewaar, dis 'n bewys vir ons as kinders van God, hoe oneindig groot sy barmhartigheid oor ons is. En daarom, kind van God, in hierdie stryd, moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word nie. En hier geld geen ervaring nie, want dadelik wil mense weet, wat gaan in jou lewe aan? As jy nie stryd het nie, dan moet jy stil bly. Maar ek praat nie uit my eie ervaring uit nie. Ek praat van dit wat die Here in sy woord vir ons opgeteken het. Wat Dawid ervaar het. Wat God ons die beloftes voorgee. So daarom is ek hier om moed in te praat vir jy as kind van God. Dat hierdie Psalm leer ons om na die Here te hardloop, tot hom te bid en te vra, Here, help my. Maar dan moet ons die wete hê, dat geloof sien dit wat nie gesien kan word deur die natuurlike oog nie. En dit is uitkoms, God se uitkoms. So daarom het ek nie vir u antwoord, hoe gaan u omstandighede op die ou ende lyk nie, maar wat ek wel kan sê is, God gaan in die eerste plek sy naam verheerlik, hy gaan jou bewaar, en jy gaan ryker, ervaringsryk uitkom. Jy gaan God beter leer ken. Jy gaan jouself beter leer ken. Dis baie keer nie 'n mooi prentjie nie. Maar op die ou end gaan dit tot ons heil wees. So daar's nog soveel om te sê van hierdie Psalm. En ek glo dat ek volgende week vir u verder kan moed inpraat in die stryd wat ons het, wat ons moet stry, maar kind van God, kyk na die leerskool van God, nie soos wat baie kinders skool benader, en sê wel, ek is maar net negatief nie. Weet nie, hoekom is ek negatief? Ek is net negatief. Niks kan goed gebeur hierdie jaar nie, die vooruitsig is nie goed nie. Nee, ons het geleentheid om te leer. Ons as kinders van God het 'n ander hart, ons het 'n ander gesindheid. En so in die leerskool van God moet ons opgewonde wees oor wat God besig is om vir ons te leer. En dis diep, en dis dinge wat ons op die ou end nooit vergeet nie. Dis dinge wat tel vir ons ervaring, sodat ons kan weet die Here het ons gehelp, maar as gevolg van die feit dat ons nog voete van klei het, dan bedroef ons die Here, maar baie keer dan is ons spyt dat ons self so maklik weergeval het vir die leuen vir die duiwel. God wil jou nie help nie, jy sal nie gehelp word nie, en dan moedeloos wees. Dan dink jy by jouself aan die einde van daardie stryd, hoekom het ek geluister vir die duiwel? Hoekom was ek so negatief geweest? Ek moes in hierdie leerskool van God meer opgelet het. Want hy wil op jou en sy eie naam verheerlik. Hy wil jou en my nader aan hom trek en aan ons die versekering gee, sy liefde vir my en jou is tot in ewigheid. Hy het dit bewys deur sy seun te stuur om vir ons aan die kruis te sterf. As hy dan sy seun gestuur het om vir ons te sterf, wat sal hy van ons af terughou? Wat sal dit in sy vermoë wees wat hy nie vir ons sal kan gee nie? Maar hy sal kies wat goed en heilsaam vir ons is. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons dalk miskien nie deur 'n krisis gaan nie, kan ons terugroep in die verlede van wat met ons gebeur het en dadelik erken die benoudhede wat oor ons gekom het.
Maar vir diegene wat hierdie stryd nou 'n realiteit is, bid ek dat u met hulle sal wees. O Christus, u het vir Petrus gebid dat sy geloof nie sal ophou nie. En so is u ook besig om vir u kinders in te tree. Selfs nou nog is u middelaar en u tree in vir u kinders en u bid vir hulle. En u beveel ons om op alle plekke vir al die heiliges te bid. Daarom bid ons saam met mekaar, maar ons bid ook vir mekaar, dat u diegene wat in stryd is, die mooi uitkoms sal gee om u beter te leer ken, minder op onsself te vertrou, in dankbaarheid en in 'n groeiende dankbaarheid te lewe, sodat u naam verheerlik word. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.